van yster en beton, skepper van die vuurrooi son, God van suier, God van stoom, God van vuurpyl en atoom. Hemelvors, is God van mag, hier van elke bron van krag. Goeiedag geliefde. Gister op die maandag het ons gesels oor God se ontzagwekkende werk en dit begin by die feit dat hy sy mense bevry, dat hy my en jou bevry het. Kom ons gaan lees verder in Psalm 66 vandag en ons hoor wat is nog God se ontzagwekkende werk. Vandag lees ons vers 8 tot vers 12. Prys ons God alle volke, laat sy lof weer klink. Dit is hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie. U het ons beproef, o God, ons gelouter soos silwer. U het ons in 'n net gevang, 'n swaar las op ons gelê. U het ons deur mense laat vertrap. Ons het deur die vuur en water gegaan, maar toe het u ons uitgelei na oorvloed toe. So baie keer sterf mense sonder om fisies dood te gaan. Dit is maar basies wat gebeur het met God se mense toe hulle in Egipte was, toe hulle slawe was. En hulle verloor hulle taal, hulle verloor hulle kultuur, hulle verloor hulle godsdiens, hulle verloor hulle trots. Hulle het alles verloor. En hulle het binnekant dood gegaan. Daagliks was dit maar net die liggame wat daar was, wat die werk vir die Egiptenare gedoen het. Maar nou kom sê die psalmdigter, maar juis in dit het God nie toegelaat dat ons daar bly nie. Dis God wat vir ons nuwe lewe gebring het. Iets nuuts in ons kom inblaas het. Ons na 'n nuwe plek gevat het, waar ons weer kan taal hê, waar ons weer kan kultuur kan hê, waar ons weer ons kosbare godsdiens kan hê. God het daar 'n nuwe lewe gebring en dis 'n ontzagwekkende werk van God. En dit is vandag nog steeds die ontzagwekkende werk van God. Is dat hy vandag nog kom en in jou en my lewe, wanneer ons soms binnekant doodgaan sonder om fisies te sterf, nuwe lewe bring. Weereens Paulus is 'n uitstekende voorbeeld daarvan in die Nuwe Testament. Telkens lees jy dat Paulus skryf, as iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Iemand wat nuwe lewe ontvang het, iemand wat 'n tweede kans ontvang het, iemand wat weer kan probeer. En dit is hoe ons God werk. Hy is die God van tweede kanse en derde kanse. Want hy is die God van genade, want hy is die God van liefde, hy is die God van vergifnis, hy is die God wat sê, hy wil nie hê dat een enkele sondaar moet verlore gaan nie. En daarom kom hy daagliks na jou en my toe. En hy gee vir ons nuwe lewe in Christus. So ek wil vandag by jou kom aanklop, as dit dalk voel dat jy binnekant besig is om dood te gaan. Vir jou te herinner, nee, binne in jou leef 'n volmaakte God, 'n Christus, 'n Heilige Gees, die Gees van die volle waarheid, leef in jou, sodat jy elke dag as 'n nuwe mens kan opstaan. Bid tot hom. Luister vir hom en hoor hom, hoe as hy jou aanmoedig om as 'n nuwe mens te leef. Shalom. U laat bliksemflitse slaan, u beveel die stormorkaan, soos 'n arend in sy vlug, skeer die strale deur die lug. Motortrein en satelliet, u is die God wat spoed gebied. God van kuns en wetenskap, God van studie en vakmanskap, God van chemie en musiek, God van orde en methodiek, Heer van woord en kerk en doop, U sluit alle kennis oop, Heer van heerlikheid en eer, waar die groot
heelal regeer. U verbreek die doodse mag, Christus leef, dis ewig dag. U het sondaars losgekoop, U is liefde, U is hoop.